saam met mekaar. Ek groet julle in die naam van die Vader, prys hom, hy het ons geroep. Ek groet julle vanoggend in die naam van die Seun, en ek groet julle in die naam van die Heilige Gees, die een wat is, en wat was, en wat altyd sal wees, seën julle. Die manier waarop ons baie keer glo, maak God arm, en kan nie hoop bring nie, want ons druk baie keer ons beeld op God uit. En daarom sê die wet ook, jy moenie 'n afbeelding van God maak nie. Afbeeldings kan jy net maak van God as jy jou idee soort van op God uitsit. Jy kap God uit met jou idee. So dit gaan nie oor wat jy bou nie, dit gaan baie keer oor wat jy in jou eie hart dra, wat eintlik maar 'n wanbeeld is, 'n wanpersepsie van wie God is. En jy's lei, nie net jy lei daaronder nie, maar baie keer projekteer jy dit op mense rondom jou, en hulle lei daaronder. Ek wil sommer begin, en terwyl jy die brood en die wyn vashou, is dit 'n sakrament van baie pyn, né? Dit is 'n liggaam wat gebreek word, en is bloed wat loop. En daarmee wil die Here vir ons sê, ons hoef nie hierdie voorgee tipe positiewe make-believe mense te wees, ons kan maar eg ook wees. Ons moet partykeer loop stil word en maar met die stikkindheid sit. En met die magteloosheid sit om te sê, Here, ek weet nie hoe nie. My eie lewe weet ek nie hoe nie. My gemeenskap weet ek nie hoe nie. In my wêreld weet ek nie hoe nie. En ek moet nie gaan vir 'n vinnige kop-out nie. Here, kom haal ons. Die wegrapingsteologie is baie sterk gebou op hierdie sielkundige behoefte, vat my net uit hierdie situasie uit. Dis nie wie God is nie.
God kom haal nie net seker is uit 'n situasie nie. Die pyn en die stikkindheid van die wêreld is vir God 'n ernstige saak. As jy hom so vashou, dan stem jy saam met God om te sê, Here, die stikkindheid van my lewe, die stikkindheid van hierdie dorp, die stikkindheid van hierdie wêreld, is ook vir my 'n ernstige saak. En terwyl ons hierdie lied sing, wil ek hê moet jy vanoggend miskien jou stikkindheid net 'n bietjie vashou. Dit alles het die nag gebeur toe Jesus gevang is, skryf Paulus. Rukkie voor hy gevang is, het hy saam met sy getrouste volgelinge ete gehad. En hy het die brood gevat en vir God daarvoor dankie gesê. Hy breek die groot stuk brood toe in kleiner stukke en deel dit uit. En terwyl hy dit doen, sê hy, dit is my liggaam wat net so gebreek word. Maar julle sal baie daarby baat. En elke keer wat julle dit eet, moet julle dink aan wat ek alles vir julle gedoen het. Kom ons breek die brood saam in kleiner stukkies en ons deel aan God se verlossing in ons. Toe hulle amper klaar geëet het, vat Jesus die groot beker waarin die wyn gehou is, en toe sê hy, die wyn in hierdie beker staan vir 'n nuwe ooreenkoms wat God met julle gemaak het, omdat my bloed vir julle gevloei het. Drink die wyn, en elke keer as julle dit drink, onthou dan dat wat ek vir julle gedoen het. Eet hierdie brood en drink die wyn met hierdie gesindheid, totdat die Here weer kom. As julle dit so doen, is dit so goed soos 'n preek vir almal, om te sien wat die dood van die Here vir julle beteken het. Ons skink die beker met wyn. En ons drink saam aan die toekoms wat God vir ons bring. As dienaar van God bring ek aan julle dan nou die goeie nuus. God wat jou op jou naam geroep het en jou nooit alleen los nie. God wat lankmoedig is met sy toorn en is oorvloedig met sy genade, het jou vanoggend onvoorwaardelik lief. In die naam van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees, ons Here leef, ons Here vergewe ons Here behoed en bewaar ons, van nou af tot in alle ewigheid. Kom ek en jy raak stil,
Partykeer is dit eintlik die beste manier om erkenning te gee aan God. Ons ken nie stilte nie. Stilte maak mense bang. Mense sê ek kan nie op 'n retreat gaan nie, want my gedagtes wil nie tot rus kom nie. En eintlik is dit ek en jy wat vir ons maar ons vlug vir stilte. Stilte maak ons maar ongemaklik. Stilte is daar so 'n bietjie om eerlik met onsself te wees uit. Stiltes is 'n plek wat ons gou-gou met ons eie gedagtes, ons eie idees en ons eie woorde wil vul. Terwyl eintlik die beste goed wat vir mense gebeur is wanneer hulle dit reg kry om hulle hart stil te maak. Kom ons sit vir 'n oomblik net in stilte saam met mekaar. Jy moet so 2 keer so lekker diep asemhaal, intrek, nie net jou bors nie, jou hele pens vol. Dan blaas jy hom so lank en stadig uit. Dan voel jy jou skouers en jou nek ontspan. Dan doen ons dit nog so 1 keer lekker diep asemhaal. En stadig laat gaan jy hom uit. Dan kan jy jou oë oopmaak. Job is 'n uitdagende boek. Julle ken die uitdrukking Job se geduld. Kom uit die boek van Job uit nie, hoor. Job het nie geduld nie, hoor. Hy kry swaar. Daar is nie iets soos Job se geduld nie. Hy beklei met die Here. Job se geloof. Hy is nie geloofsheld nie. Hy loop nie rond en sê, ag, mens moet maar altyd soos 'n kind glo nie. Jy ken hy sinnetjie, aaklige sinnetjie. Job sal saam met sy vriende sê, luister, ek hoop nie die Here doen aan jou wat hy aan my doen nie, want daai sinnetjie gaan vir jou nie daardeur vat nie. Jy moet net geduldig wees. Job, jy moet die Here vertrou. Jy sê, hey, dis wat ek doen. Want jy sien nie die gemors wat ek sit. Job, jy sal baie keer sal mense vir sê, jong, jy moet nie sulke vrae vra nie. Jy moet nie begin vra nie. Dan gaan die twyfel kom. Job vra kwaai vra. Job sê, Here, U is almagtig, alwetend. Ek wil vir jou sê, ek dink jy het 'n fout gemaak toe jy my in hierdie wêreld gestuur het. Dink jy is so slim as wat ek wil glo jy moet wees nie. Job maak nie mooi praatjies met God nie. Maar wat Job reg kry, is om God nie te laat gaan nie. Ek was een keer, was ek bevoorreg om in ek dink dit was in Duitsland wat ek gegaan het na een van hierdie konsentrasiekampe waar die Jode was en waarin hulle daar was ook die oonde waar hulle gekremate het. Dit was ek dink dit was Warschau, was dit die een plek gewees. En toe in een van die plekke het my dadelik opgeval toe ek in een van die kamers kom wat jy nou wag dat hulle jou vergas. Om daai staan en weet jy wat gebeur. Hulle maak jou dood en brand jou uit. En teen die muur staan geskrywe, en ek vermoed nie dis een van die gevangenes nie, ek dink dis iemand wat later heel moontlik die plek besoek het, want dit vat jou as jy daardeur stap. Dis teen die muur uitgekrap. If there is a God, He's got a lot of explaining to do. If there is a God, He's got a lot of explaining to do. Nou vir ordentlike mense is dit eintlik 'n baie godslasterlike ding om te sê. Maar iets van daai sinnetjie was vir my 'n stuk bevryding om dit te kan lees.
om by 'n punt te kom te sê, maar die lewe is baie groter as wat ek kan dink, as wat ek kan beplan, as wat ek kan beheer. En God is nog baie groter. Want in my verduideliking en in my antwoorde en in my positiewe reaksie en volhou en uithou, skryf ek eintlik 'n baie klein prentjie en 'n baie klein teologie oor wie God werklik is. Want om te sê dat God is groter as wat my antwoorde is en wat my oplossings is nogal 'n skerry gedagte. Dit vat al die beheer uit my hand uit. As ek tog net kan verstaan, hoekom het hierdie goed gebeur? Die vraag kom van hierdie diep behoefte om beheer te kan kry. As ek net die antwoord het, dan sal ek beter voel. Ek beloof jou, met die antwoord gaan jy nie beter voel nie. Jy bluf jouself dat die antwoord jou gaan laat beter voel. As ek net eendag kan verstaan hoekom dit gebeur het. Dis hierdie selfgesentreerde poging om myself te probeer verlos. Dis so moeilik om te sê, Here, ek het eintlik 'n verlosser nodig. Ek het eintlik maar 'n redder nodig. Want Here, met al my planne en al my antwoorde, kan ek steeds nie myself verlos nie. En daai oorgee en daai afstand doen en daai wegstap van my oplossings, my probleme, is die grootste vryheid wat jy kan kry, maar is sekerlik die swaarste pad om te loop. So vanoggend gaan ek en jy met mekaar gedagtes deel, wat ons nie hier klaar kan praat nie. Jy kan Job ook nie net hierdie gedeelte lees wat ek lees nie. Dis nou maar net 'n samevatting wat ek gebruik om te sê, Job kom en hy sit met ons en hy vra tawwe vrae. Job kom praat oor 'n geloof wat nie is gelyk aan tekens het nie. Ons wil baie keer God se werking in ons lewe, wil ons opsom en sê dis gelyk aan gelukkig. Dis gelyk aan welvaart. Dis gelyk aan sukses waar ek dit met my goed gaan. Dan weet ek God werk in my lewe. Job sal vir jou sê, glad nie, glad nie. As God in my lewe is, wil ek vir jou gaan wys hoe val my lewe uitmekaar uit. Wat 'n disaster my lewe is. So jy kan nie daai sinnetjie gebruik om God se teenwoordigheid en God in my lewe soort van te bevestig nie. En dan hier in Job 9, hier in die middel, begin hy, Job het gepleit by sy vriende, julle is my vriende, wees net 'n bietjie geduldig met my. Ons is baie keer Job se vriende, wat met vinnige, goedkoop antwoorde wil kom. Ons wil gou-gou inkoop om sommer saam beheer te kry, want as my vriend vir my sê, ek kan nie in God glo nie, dan val my wêreldjie uitmekaar uit. Want sy vrae kan ek nie beantwoord nie. Nou sê Job vir sy vriende, wil julle nie net 'n bietjie terugsit, en net geduldig wees met my nie. Nie so kras met my werk nie. Baie keer is ons trooswoorde die goed wat die seerste maak, want dit is alles behalwe die waarheid. 'n Sinnetjie so, God het 'n plan nie meer. Dit is 'n baie kras sinnetjie om vir iemand te gee wie se wêreld uitmekaar uitval. God gaan van jou 'n beter mens maak. Asseblief moenie dit vir iemand sê wat in pyn sit nie. Bly Job stil. Wees saam met daai persoon op 'n plek en sê, Here, ons kan net huil oor die stikkendheid van wat hier gebeur. Ons kan dit nie verduidelik nie. Ons kan dit nie regmaak nie. Ons kan dit nie anders te maak nie. Die Here het vir my hart geslaan. Ou Job beklei nie met die duiwel nie. Hy het nooit een keer 'n sinnetjie wat hy sê, o, die duiwel is lastig nie. Hy sê, Here, my lewe is in U hand. Alles wat met my gebeur, vra ek van U.
om verantwoordelikheid daarvoor te doen. Here, U is nie 'n mag en die Satan 'n ander mag wat teen mekaar moet 'n fight uitfight nie. U is die Almagtige. U het geen rede om mag teenoor Satan te bewys nie. Die vraag is, Here, as U die Almagtige is, waar is U? Waar is U as ek met hierdie pyn sit vandag? Waar is U as ek deur hierdie strate moet loop van my dorpie en ek moet die stikkendheid sien van mense? Dit is so stikkend, ek wil nie naby dit kom nie, want dit breek my as ek te na aan dit kom. Vitalis sal weet, as jy daar kos gee, daai broodjie bring nie vir jou antwoorde nie. Daai broodjie wat jy uitdeel, dat voel vir jou nog net meer magteloos. Here, hoe kan hierdie broodjie help? Wat 'n verskil maak hierdie gekookte eier, hierdie appel en hierdie teetjie? Here, wat maak ek nog hierso? Julle ken daai vraag, né? Julle ken dit. Ek hoop jy sit met die vraag om te sê, Here, waar is U? Is dit nog nie moeite werd om te glo as hierdie wêreld so uitmekaar uitval? As jy daai dapperheid begin hê om daai vrae te vra, sê Job, is jy op die pad om 'n groter prentjie van God te ontdek in jou lewe. Hoekom vervolg julle my nou net soos God maak? Los my liewerste uit, moenie my vriende wees nie. Kom ek aanvriend julle. Verdier nie. Ons wil nie ernstig wees oor wat in die wêreld gebeur nie. Ons soek 'n wegraping. Die Here moet ons gou hier wegvat, man. God sê, ek kan julle nie los nie. Ek kan nie sekeres vat en ander los nie. Ek kan nie hierdie wêreld maar net so los en uitbrand nie. Dis nie wie God is nie. Job het gesê, ek weet dat hy wat my kan verlos lewe. Job sê, ek iewerste in my kop, tussen alles hierdie goed, kan ek dit nie los dat God my verlosser is nie. Hy kan dit nou gerus wys, hoe hy dit is. Ek kan nie dink aan 'n beter tyd vir God om nou op te daag en te sê hy is verlosser nie, maar dit lyk nie of dit werk as ek met hom daaroor praat nie, want dit lyk of nie of my lewe beter gaan nie. Uiteindelik sal hy op die aarde kom staan. Selfs al is my liggaam besig om agteruit te gaan, weet ek dat ek eendag die Here sal sien. Selfs, en dis 'n worstel, is nie 'n maklike sinnetjie om te sê nie. Hy sê, as hierdie kanker my so wegvreet, dan het hierdie kanker nie die laaste sê nie. Ek hou aan 'n God vas, wat op die ou en selfs, weet ek en jy, in die dood die laaste sê het. Job weet dit nog nie. Job het nog net die entoesiasie, die aanvoeling oor 'n God wat selfs groter is as die dood. Ek en jy weet dit in Christus. Christus het dit vir ons kom bevestig. Ek sal homself sien, niemand anderste nie. Ek sal hom met my eie oë sien. Ek sal hom beleef. Ek sal hom ervaar. Ek gaan nie die antwoorde hê nie. Ek gaan nie die verduidelikings kan gee nie. Ek gaan nie die wiskundige kompleksiteit van God se regerende hand kan verduidelik nie. Maar weet jy wat? Ek gaan God ervaar. Ek gaan God beleef. In 'n geloofstradisie waar ons baie met dogma werk en verduidelikings, kan ons baie keer God eintlik uitskryf. Ons kan God so goed verduidelik. Ons kan die antwoorde so maklik gee. Ons kan so ernstig oor ons antwoorde wees, dat ons self sê, jy kan nie saam met my verder aanbid nie, want jy kom nie by dieselfde antwoord as ek uit nie. Jy praat nie die woorde oor God soos ek hom praat nie. My antwoorde, ne? Terwyl God wil sê, ek wil jou my teenwoordigheid laat ervaar.
Ek wil jou die ruimte gee om te ervaar wat dit is om in God se teenwoordigheid te sit. Die gedagte daarin is vir my amper te veel om te hanteer, dit oorweldig my. Dan sê hy vir sy vriende, hoe durf julle my vervolgens sê dat die oorsaak van die probleem by my lê? Ek dink, ek wil 'n paar opmerkings maak. Die vryheid wat Job vir my bring, is die vryheid van my worsteling met die lewe. As ons begin ophou worstel, dan is ons nie meer ernstig met God nie. As ons ophou om vrae te vra, is ons nie ernstig oor hoe ingewikkeld lewe is nie. As ons te vinnig hardloop na ons antwoorde toe, dan verloor ons respek vir hulle wat nie dieselfde antwoord gee as wat ek gee nie. Dan word my geloofsekerheid my antwoordsekerheid, my dogma sekerheid. Wat is my sekerheid? Jesus Christus. My belewenis dat ek mag verlos wees. My belewenis en my ervaring dat ek my kan voorstel aan mense as ek is 'n kind van God. Ja, niks wat ek doen kan jou daarvan oortuig. Partykeer voel ek nie eers daarvan nie. En wat met my gebeur is partykeer nie die bewys vir jou dat ek 'n kind van God is nie, maar daar is 'n sekerheid oor wat God sê wie ek is. Nie my optrede nie my gevoel gee vir my die sekerheid nie, maar die teenwoordigheid van God by my. Job se wêreld val om. Hoop word wanhoop. Geloof, stilte. Ek WhatsApp God, maar kry geen WhatsApp terug nie. Vertroue, verwarring. Maar dan, ek ontdek 'n God, wat nie in woorde vasgevang kan word nie. Wat jy nie kan verduidelik nie. Maar 'n God wat jou dra, groter as wat jy die prentjie het. Uitgeskryf, hy ervaar God as sy teenstander, maar tog is hy die enigste een na wie hy toe gaan om te sê, maar U is my hoop. Hy kla by God en sê, maar jy praat nie met my nie, maar hy hou nie op praat nie. Hy erken dat hy nie verstaan nie, maar hy hou vas aan God. Hy glo nie in 'n maklike voorspoed God nie, maar in 'n God wat uiteindelik reg doen. Hy verloor alles wat vir hom sin en sekuriteit gee. God se optrede maak nie vir hom sin nie, maar hy weier om sy verhouding met God te laat gaan. Is nie 'n mooi geloof nie. Nie 'n geloof wat so stil sal sit nie. Dis 'n geloof wat soos 'n kindjie is wat 'n tantrum gooi. Wie van julle was tantrum babas? Vloermoer babas, né? Julle ken hulle. Wie maak groot aan 'n tantrum babaatjie? Nie eerlik wees nie. Wie is bang vir tantrum babaatjies? Ek baie. Ek is bang oor wat ek sal doen aan hulle. Hulle bring in my iets na vore wat partykeer nie ek glo ek het in my het nie. Né? Gooi my die as op, daar is in die astrom sit die deksel op, tata gaan dan so. Hierdie ma kan nie glo dat ek sulke goed sê nie. Ek dink dis die plek waar ek dink 'n diepte ontdek word, waar 'n stuk tevredenheid ontdek word. Wanneer jy in stilte jou kan vrymaak van jou verduideliking van hoe God moet wees. Baie keer bid ek vir die Here, Here help my in hierdie omstandighede. Maar dan perk ek God in, want ek het 'n prentjie oor hoe God my moet help, né? Nee, julle ken daai gebede. In jou hart, jy is nie eerlik daaroor nie. Dan kom dit nie so uit soos my prentjie moet wees nie. Wat is ek? Ek is teleurgestel in God. Eintlik moet ek sê, Here, dankie dat U nie my prentjie so ernstig opneem nie.
Here, dankie dat U nie vir my daai werk gegee het nie. Want ek ken nie die volledige prentjie nie. En daar het ek iets verstaan van, dankie Here, dat U nie my gebede altyd verhoor nie. Dankie dat U vir my baie liewer is vir wat ek vra van U. Baie keer val my wêreld uitmekaar uit en ek kan nie meer in God glo nie. Maar dis oor die idol wat ek gebou het in my kop oor wie God vir my moet wees. God moet vir my 'n probleemoplosser wees. God moet vir my 'n quick fix wees. En skielik is God dit nie. En dan is dit nie God wat my teleurstel nie, dis eintlik die vryheid wat ek ontdek om te sê, dankie Here, dat U vir my gewys het, ek is besig om 'n afgod in my kop te aanbid. U is baie groter as wat ek kan dink of sê. En daarom het hierdie geloof baie plek vir vrae. Hierdie geloof het baie plek vir twyfel. Want as jy twyfel, het jy nie jou geloof verloor nie. As jy twyfel, het jy by die einde van jou verduideliking van God gekom. Jy sê, Here, maar wie is U? Wie is U meer? Wie wil U meer wees? Wie wil U vir my kom wys? Wie U kan wees? In 'n wêreld soos hierdie. In 'n lewe soos myne. Maar ek wil hê jy moet jouself sien in die lyfie van hierdie babatjie. Hy's kaalsterk, so moet nou nie skaam raak of so nie, maar hulle blur daarom nou die boutjies uit. So. En iets vertel van die beperking. Jy kan nie met 'n kind wat 'n tantrum gooi enigstens onderhandel nie. Maar met 'n kind wat 'n tantrum gooi is daar geen vermoë om onderhoud om te verduidelik nie. Kyk hoe mooi beskerm hy selfs sy kind wanneer hy hierdie kindjie die tantrum gooi. Keer hy sy voetjies dat hom nie seer maak nie. Totdat daar iets gebeur. En ek dink dit is iets van wat Job vir ons uitnooi om te verstaan oor ons verhouding met God. Miskien is dit wat God vir jou wil laat ontdek van hom. Daar is nie regte antwoorde nie. Daar is nie 'n verduideliking nie. Maar daar is 'n intieme ervaring wat niemand van jou ooit sal kan wegvat nie. Kom ons, as jy wil, kan jy jou hande uithou om dit simbolies te ontvang. Mag die pad voor jou gelyk raak, mag die wind van agter waai, mag die son op jou gesig val, mag milde reën jou veld besaai, en totdat ons weer ontmoet, mag God jou in die palm van sy hand bewaar. Amen.